Hartlik goeiemôre, mag deur die baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en liewe ook so bereik. Nou liewe vriende, hierdie is 'n roofarend. 'n Roofarend is so 65 tot 77 cm groot en dan het hy 'n gewig van 1,6 tot 2,4 kg. En dan kry hy natuurlik sy naam van dit wat hy doen. Nou, mense sou nog nie dink dat 'n arend is 'n dier wat ander diere beroof van hulle voedsel nie. Maar hierdie arend doen dit. Hy sal sommer maklik selfs die aasvoëls aanvat en hulle voedsel by hulle steel. En van die ander voëls wat daar ook is, ander arende wat 'n vangs gemaak het, hy sal hulle gaan beroof. En dit voel so amper of dit nie reg moet wees dat 'n arend dit doen nie. Maar nou, liewe vriende, is dit seker ook so dat hy nou baie meer algemeen voorkom, veral in die noordelike dele van ons land, bietjie in die Vrystaatse kant toe ook, maar dan mag u dalk ook die voorreg hê om daar in die Wildtuin of selfs in die Kalahari dalk te sien wanneer hy 'n ander prooi of 'n ander voël beroof van sy voedsel dan ook. So wil ons dan vanoggend met u deel oor daardie teksvers, Romeine 6 vers 13, en moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuig van ongeregtigheid nie, maar stel julleself tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuig van geregtigheid in die diens van God. Nou, net soos hierdie arend eintlik dalk vir u dalk 'n skok mag wees dat hy nou ander arende beroof van hulle voedsel, so is dit sekerlik in die hemel 'n skok as mense hulle liggame en hulle lede gebruik om sonde te doen, en dat hulle nie hulle liggame en hulle lede gebruik om die Here te verheerlik nie, want tog het God ons geskape en het deur Jesus aan die kruis gesterwe en het hy sy lewe vir ons gegee. Die duiwel het tog nie in sy lewe gegee dat u verlos kan word van die hel of van sonde nie. Net deur Jesus het dit gedoen. Waarom sal ons dan nou aan hom, aan die duiwel dan ons lede wy? Ons moet juis ons lede aanwend tot eer van die Here. En ons weet die antwoord is sekerlik dit dat 'n mens tot bekering moet kom, en eers wanneer 'n mens tot bekering kom, dan is jy onder God se beheer, en dan wil jy sekerlik die Here dien omdat die Here mens nuut gemaak het. Daarom moet ons nuut gemaak word, liewe vriende. Dit is so belangrik dat 'n mens in hierdie lewe deur God nuut gemaak moet word deur sy kosbare bloed, en dan sal ek die Here kan dien. As die Here my dan nou gedien het, as die Here my dan nou gered het, dan sal ek sekerlik tot eer van sy naam kan lewe. Dis sekerlik die doel en die rede waarom ons geskape is en waarom ons gered word. Efesiërs 2 vers 10 sê, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het sodat julle daarin kan wandel. So dis die doel, liewe vriende, waarom ons geskape is, sodat ons in goeie werke mag wandel en die Here sekerlik so mag dien. Verder moet ons sekerlik ook dalk vra, wat van dit is wat nuut gemaak moet word of aan die Here toegewy, van die Here oorgegee moet word. Romeine 12 vers 1 sê, ek vermaan julle dan broeders by die ontferming van God, dat julle liggame stel as 'n lewende en heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. So hier is dit baie duidelik dat ons ons liggame stel as 'n lewende, 'n heilige en aan God welgevallige offer. So hierdie hele liggaam van my moet aangewend word om lewend die Here te dien. Dit moenie passief wees om die Here te dien nie, aktief die Here te dien. Heilig, afgesonder aan die Here, tot eer van die Here. En soos wat hy dan verder sê, welgevallige offer. Dit wat God behaag, dit is wat met ons liggame gedoen moet word. Dis 'n lewe wat aan die Here toegewy word. En dis die oorgawe wat ons aan die Here behoort te maak. Dan moet ons ook sê, die verandering. Waarom hierdie verandering? Omdat God ons kom verander het. 1 Korintiërs 6 vers 19 sê, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is, wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie. So hierdie liggaam het 'n tempel van God geword, want die Heilige Gees van God woon daarin. Daarom behoort ons lede, ons liggame te stel om die Here te dien en tot eer van sy naam te lewe. Liewe vriend, is die liggaam vandag so aan die Here oorgegee? Het jy die oorgawe aan die Here kom maak om te sê, Here, van nou af wat ek met hierdie liggaam doen, is om U alleen te verheerlik. En mag U so tot eer van die naam van die Here leef. Kom ons bid. Ons dierbare Here, baie dankie
dat U ons kan verander, ons liggame na 'n tempel van die Heilige Gees, sodat elke deel van ons U kan verheerlik. Amen.